22 minute oor 7. Goeiemôre, good morning. Die sangeres Zoe is bekend vir enkelsnitte soos Crazy Meisie, hier Liefhe, Klein Dorpie mentaliteit en natuurlik ook vir haar rol as Cindy Swanepoel in die komediereeks Die Fakulteit. Sy gesels nou saam met Rosanne. Ek wou bly sê Ros. Sy gesels nou saam met Ros oor haar loopbaan en haar nuwe enkelsnit golwe. Baie welkom by Goeiemôre, good morning Zoe. Dis great om jou hier te hê by ons. Dankie, is lekker om hier te wees. Zoe, jy skryf liedjies, jy speel instrumente, maar baie mense sal verbaas wees dat jy eintlik 'n gehoorgestremdheid gehad het toe jy klein was. Ja, ek is gebore, ek het uitgekom skreeuend. My ma het gedog ek's 'n liek baba. Ek dink dis waar ek my goeie stembande vandaan kry. Maar ja, nee, ek kon nie hoor nie. En ek het baie grommets gekry en operasies deurgegaan en ek het gehoorapparate op skool gedra. Maar musiek is nog altyd een van my grootste liefdes gewees. Jy het ook die rol van Cindy Swanepoel gespeel in Die Fakulteit. Wat is vir jou lekkerder? Toneel speel of musiek maak? Verseker musiek maak. Ek love toneelspel ook, maar my grootste droom nog altyd was om 'n sangeres te wees. Die platteland is natuurlik iets wat jou baie na aan die hart lê. Jy's 'n plattelandse meisie, nou maak jy musiek hier in die stad. Hoe het jy die verandering tussen die twee ervaar? Wel, dit is uiteenlopend. Ek voel asof ek in 'n vistank groot geword het en toe gooi hulle my in die see in en nou moet ek swem. So dit is baie groot aanpassing, maar daar's baie vryheid daarin om hiernatoe te kom en te doen en te wees wie jy wil wees. Presies, en die platteland kan steeds jou musiek inspireer, want natuurlik dit is in jou hart en dit is hoe jy groot geword het. So jy gaan nooit daai gedeelte van jouself verloor nie. Nee, nooit nie. Dit gaan altyd 'n groot gedeelte wees van wie ek is. Ek bly al my hele lewe lank daar. Dit gaan nie nou verander nie. Is jy van nature 'n brawe mens? Want dit is nogal 'n groot sprong, né? Ja, dit is 'n groot. Ek dink dis nog altyd binne my om net soos te gaan na wat ek wil hê. Ek gaan altyd 110% as ek iets soek, gaan ek altyd agter dit aan. So braaf in die sin van uit 'n vliegtuig uitspring is ek nou nie, maar braaf om te gaan vir wat ek wil hê, verseker. Jy is braaf en jy skryf liedjies wat uit jou hart uitkom, soos die liedjie oor die platteland wat jy geskryf het, Klein Dorpie mentaliteit. Ja. Dit gaan oor die mense in die dorp wat geskinder het oor jou en jou ex. Vertel 'n bietjie meer. My siel. Ja, ek het met hierdie ou uitgegaan wat op my verneek het, my beste vriendin en ek meen in 'n klein dorpie is sulke goeters. Luister hierso, Taylor Swift could never. Maar anyway, ek love Taylor Swift, so gaan nie sleg praat van haar nie. Maar ja, so dit was 'n groot move geweest vir my om oor hulle te sing wat almal in die dorpie obviously weet. Maar nou, as jy teruggaan na die dorpie toe, sing almal maar saam. Almal sing saam. Dis jou liedjie. Vreemd vir my. Ja, as ek na enige plek toe gaan daarso, laas toe ek daar was, het ek na 'n kuierplek toe gaan saam met my chommies. Toe speel hulle die liedjie in die kuierplek. Hierdie is so vreemd. Almal gaan saam sing, maar net nie die klein dorpie argitek of die klein dorpie onderwyser nie. Nee. Wat is dit wat vir jou so lekker is oor musiek skryf uit jou eie ervarings? Wat 'n bevryding kry jy daaruit? Musiek skryf is soos terapie vir my. Ek het 3 jaar terug eers begin skryf. Liefhe is actually my eerste liedjie wat ek ooit geskryf het. En dis hoe ek deur my emosies werk en ek meen al die liedjies wat ek tot dusver geskryf het was oor baie emosionele tye in my lewe. So dit help my net om in 'n liedjie formaat te sit hoe ek voel en dit is baie cool vir my. Zoe, jy is nog so jonk, maar jy het so emosionele volwassenheid wat regtig deurkom. Waar kom dit vandaan? Ek kry dit al my hele lewe lank, ek weet nie. Ek voel nog altyd 'n bietjie uit plek uit waar ook al ek gaan. Ek voel altyd asof ek nie dieselfde goals het as almal om my nie. Maar ek dink dit help my verseker in my skryfwerk om daardeur te werk ook. Jy was die afgelope naweek by Melkfest. Vertel vir ons 'n bietjie daarvan. O my siel, dit was amazing. Ek het laas jaar by Melkfest ook opgetree, maar ek was 'n opener. So ek het gesing net toe almal aankom. So almal was besig geweest toe ek daar was. En hierdie jaar het my pel Zaan Sonneke my genooi om saam met hom ons liedjie Klein Dorpie op te tree en dit was insane geweest. Dit was die heel eerste keer wat so baie mense 'n liedjie wat ek saam met hom geskryf het so sing vir my. Dit was insane, dit was 'n belewenis geweest. Ek gaan dit vir altyd onthou. Jy het 'n kollega van my die kamera gegee om jou af te neem
Ek het nie geweet nie. Ek was alleen daar gewees, dus ek sê, kan jy asseblief vir my 'n video neem, my maat gevra. Toe sê sy ja. En nou, toe was dit nou iemand. Nee, dit is baie funny. En dan golwe is die nuwe hoofstuk vir jou. Kan ons net afsluit daarmee? Ja. Ek het golwe geskryf en nou nadat ek klaar is met die hele liefdesverhaal gedeelte van Nou my dat almal in die klein dorpie weet wie op jou Ja. verneek het, dit is nou die volgende boyfriend nou. Ja, nee. Ja, wel, volgende liefde is my lewe nou, is my loopbaan. So dit gaan van my wat getrek het en my drome kom volg het in die stad. Ongelooflik. Waar kan mense jou volg en kyk waar die volgende shows gaan wees en net opvang met waarmee jy alles besig is? As enigiemand my wil volg, is ek Zoe Musiek op alle digitale platforms en al my musiek is beskikbaar op YouTube en op Spotify, iTunes, Apple Music, al daai plekke. So, daar's 'n linktree wat ek vir julle gestuur het. Ek hoop dit wys op die skerm ergens. Klik dit op dit. Dit was rarig so lekker vir my om met jou te kan gesels, Zoe. Ek volg jou loopbaan en ek kan sien dat jy net die sterre gaan, die hoogtes gaan uitskiet. Dit is wonderlik om jou hier te hê. Op goeiemôre, good morning en alles van die beste vorentoe. Dankie vir jou. Heerlike geselsie daar, Ros en Zoe. Dankie dat julle saam met ons gekuier het. Dis ongelukkig alwaarvoor ons vir môre tyd het. Môre het ons 'n baie spesiale episode ter viering van 100 jaar sedert Afrikaans as 'n amptelike taal erken is. Maak seker jy mis nie hierop uit nie. Ons sien mekaar weer môreoggend 6uur net hier op Via kanaal 147 vir goeiemôre, good morning. Ek hoop jy het 'n lekker dag.